so 14 minute na 3 op Millie FM met 'n lekker enetjie van Dan Platanski, Madison Lane wat ons vlamme doodbrand hierso so in die kantoor. 'n Oomblikie van Gremlins op die draad en Microsoft en rekenaars. Wat sou die lewe tog nie gewees het sonder 'n Microsoft probleempie en so wat aankom nie. My mede-kollegas is nog daarso op die baan by Schoeman Park met iTech en Child Lines golfdag en saam met my in die ateljee het ek 'n besonderse voorreg om vir Johan Olivier van Fincon van Jaarsveld, Johan van Jaarsveld te verwelkom. Hi, goeiedag Johan. Baie dankie, is lekker om by julle te wees en dankie vir die geleentheid dat ek hier met julle kan kom praat en tog maar bemarking doen, want bemarking is ontsettend belangrik vir ons besighede om 'n kontinue basis groei te kry. So sonder bemarking op die lug help het ons ontsettend baie, van die mense wat radio luister sal hom nie afsit nie, so hy gaan deur luister en het help ons baie om bemarking hier te kom doen vir ons besigheid. Nou kom ons gesels bietjie oor julle besigheid, oor Fincon. Wat maak julle so spesiaal en hoekom is dit belangrik om julle maatskappy in my lewe te hê? Ons lese is we fill the gap. Ons loop die addisionele myl met kliënte. So byvoorbeeld in COVID tyd het dit baie swaar gaan met kliënte. En toe het ons met 'n groot gesukkel regkry vir al ons kliënte 5 tot 6 maande. Dit is UIF te eis en dit het hulle gehelp. Verder meer kon ons nog van ons kliënte lenings kry van 2 tot 3 miljoen rand. Dis baie geld. Dit is ontsettend baie in moeilike tye wat die inkomste basies gedaal het. En die eerste 6 maande was daar nie eers rente terugbetaalbaar en dis geleen teen prima deur groot instansies en dit het 'n klomp van ons kliënte die waardeur die drif help trek. Ek dink dit kan 'n gaatjie toemaak in sulke moeilike tye. Ja, wat interessant is nou 5 jaar later en van die kliënte het hulle lenings afbetaal, 2026 betaal klaar af en die besighede is sterker een geword. Ek is bly om dit te hoor. Mense soos julle, ons het julle nodig, veral in tye van moeilikheid. Ja, beslis. Jy weet, jou groot ding wat die kliënt vandag wil hê, hy soek persoonlike diens. En waar ons dit veral wat ons laat uitstaan bo ander instansies is, ons stel elke maand vir ons kliënte bestuurstate op. Nou daarvolgens kan jy sien wat is my gelykbreekpunt. Moet ek 150.000 doen om my kostes te cover? Nee, ek doen dit nie, wat moet ek doen? Ek het vandag 'n kliënt daar gehad en ek het sy goed gedoen vir 'n jaar en hy sê vir die eerste keer weet ek wat er in my besigheid aangaan. So mens kan nie net die boeke indien nie by SARS nie, jy moet kliënte inlig, jy moet hulle opvoed in die rekenkundige lyn rondom BTW, rondom CIPC indienings en ook COIDA, die vergoedingskommissaris is ontsettend belangrik, want dit moet ingedien word, dit is verpligtend. As jy nie in good standing by SARS is nie, kan jy sukkel om sekere kontrakte te kry en daar geen betalings kan van die staat af van jou gemaak word nie. So dit blok jou heeltemal en dit is waar ons instaan vir ons. Dis reg, uit die aard van die saak uit, julle vat julle kliënte se hande en gee mooi leiding daardeur en help by wat dit aanbetref. Ag ja, baie beslis wat ons doen, ons is basies 'n speelbeeld vir hulle. Hy kom sit daar en hy sê dit en dit en dit en onder soveel jare ondervinding het en van 94 in besigheid is, kan ons vir hulle advies gee. En op die ou end as kliënte net sê jy het vir my baie beteken, dan is ek doodtevrede. As ek net iemand vorentoe kan help en sien, soos kliënte wat ons jare gelede begin het, in 94 met 'n 50.000 turnover trek nou by 4-5 miljoen rand. En ons het saam hulle groei. Ons help nie die besigheid binne bestuur, maar administratief is belangrik dat hy op die regte tyd state kan kry vir lenings, dat hy op die regte tyd sy state kan indien vir SARS en dat sy groei nie gekortwiek word omdat sy state nie ingedien is. Dis vir my mooi om te hoor dat julle al van 1994 af in werking is en uit die aard van die saak het ook al baie mense gehelp het. As die publiek bietjie meer belangstel, Johan, hoe kom hulle met julle in kontak? Hoe kry hy of sy 'n afspraak om aan tafel by jou te kom sit en bietjie oor hom of haar se besigheid te gesels? Dis eintlik baie maklik, nee. Ons Facebook, ek kan op ons Facebook kyk. Asseblief, wat is daai? Al ons dienste is daar wat ons bied. Ons uitstaande dienste wat ons bied vir kliënte, wat ons op 'n maandelikse basis lewer, hoe ons 'n UIF doen en salarisstrokies, maar ons groot spesialistveld is belastingbeplanning. Ek is 'n belastingspesialis, so op elke maandelikse basis sê ek vir jou, struktureer jou salarisstrokies so. Dan is jou belasting binne die raamwerk van SARS heeltemal minder. Ons kyk byvoorbeeld na kliënte wat
pensioenfondse bydra, uitreaniteit. Hy kan tot 27,5% van sy salaris bydra tot 'n uitreaniteit en dit is dan belastingvry wat terugbetaal en natuurlik jou medies wat jy kan aftrek en as sy eie voertuig gebruik 'n vervoertoelaag. So op die ou end die fooi wat ek kon vra spaar en belasting en kundigheid en is uit en uit die moeite werd. Mense wat na ons toe kom so 6 maande daar is, sê ek moes lankal gekom het. Jy wag nie vir state nie. Die diens is flink. Ek hoor jou, Johan. En as ek sommer ook so luister na die manier wat jy praat en die dinge wat jy noem, dan klink dit vir my, daar's daar 'n bietjie wysheid ook in jou sê wat jy doen. Ja, jong, ek kom 'n lank pad dat ek kredietbestuurder was vir die ou engine daai tyd. So ons het jarelange ondervinding gedoen in kredietbestuur en finansies en so. So ja, die jarelange ondervinding help die jong mense wat net 'n besigheid begin baie goed. En ons kom hulle tegemoet en dit wil ek graag sê. Ons kyk na kliënte byvoorbeeld vir 'n maatskappy oprig as 'n regsentiteit. Nou normaalweg ons tariewe R89 wat ook nie baie is. Nee, maar nou doen ons dit tot en met einde Oktober vir R94 net om hulle uit die blokke te kry. Wow, ja. As ons hulle eers uit die blok het en ons hulle registreer op 'n maandelikse basis sit ons hulle op 'n grafiek, jy dit gedoen. En as hy eers sy groei sien en basies iemand en dan wie jy kan opkyk en hom adviseer help dit ontsettend baie. Nee, ek hoor jou. Johan, ek gaan vir jou sê dankie. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou kennis en ek gaan opdringerig wees dat as ons luisteraars wil gebruik maak van jou dienste, Fincon, gaan soek hulle op die sosiale bladde en kom met Johan in kontak. Is 'n vriendelike man, hy gaan vir jou op die regte pad kry. Baie dankie, ek sal enige tyd help en ons stap nou 'n lang pad, ons help baie mense lank pad, ons kliënte is ons beste verwysing. So ons maar baie dankie dat ek kom praat hier so op Millie FM. Dis reg, kos vir jou ore, jou buurt, jou stasie. Ons het nog vele lekker musiek net wat hier nakom. 'n lekker enetjie daarso van Desire, Be Yourself.